Ons is die Here baie dankbaar vir nog 'n geleentheid wat ons het om so by mekaar te kan kom rondom sy woord en dan ook met die verwagting en die vertroue dat hy self met ons sal praat deur die lees van sy woord en ook die predik daarvan. Nou kom ons maak die Bybel oop by Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. En ek gaan vir ons voorlees vanaf die 19de versie. Kom ons maak ons oë toe terwyl ons die woord so voor ons oop het. Dan gaan ons net met die Here praat. Ons wonderlike Hemelvader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons weer het om so by mekaar te kan kom in 'n gebou wat uitgesit is met die doel om U te verheerlik en U te loof en te prys. Baie dankie vir U teenwoordigheid saam met ons hier. U die kenner van elkeen van ons se lewens, ons harte, ons stryd, ons begeerte, ons behoeftes. En baie dankie omdat U woord van ons leer, dat U sal aan elke behoefte soos dit aan U bekend is en bekend word, sal U kom voorsien. Ons bid dat U woord nou reeds met die lees daarvan, dat U dit in ons harte sal kom verklaar. Ons bid dat U vir ons insig sal gee in U woord en dan in besonder om vir ons so genadig te wees, Here, dat ons dader sal word, gehoorsaam sal word aan U woord. Baie, baie dankie. U die afkondigings gehoor. Ons bid daarvoor, Here, dat U krankes sal oprig, dat U sal genees, en dat U goeie doel ook sal bereik, en dit wat in die wêreld aan die gang is. Ons weet dat U, hoe donker dit die wolk, hoe helder die rand, dat U dan ook U wil en begeerte aan U kinders sal kom openbaar. Red asseblief siele, Here, heilig U kinders, en maak vir ons gereed, werk in ons harte die begeerte, om so aan U oor te gee, dat ons gereed sal wees, as U ons sou kom haal. Amen. Ek lees vanaf vers 19 in Matteus hoofstuk 6. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle
dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek gaan net tot daar lees. Nou, liewe broer en suster, liewe vriende, ons wil met die genade van die Here vanmôre met u praat, na aanleiding van hierdie woorde in vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek wil vanmôre met u praat met die genade en deur die instaatstelling van die Here rondom dit wat ons hier gelees het, maar die sentrale gedagte of die tema van die boodskap is eerste dinge eerste. Eerste dinge eerste. In die 19de eeu was daar 'n man met die naam van John Wanamaker. Ek lees van hierdie man, hulle sê hy was 'n verskriklike besige man gewees. Hy het vir die Here gewerk, hy was superintendent by een van die grootste sondagskole daai jare. Hy was 'n suksesvolle besigheidsman, hy was 'n posmeester-generaal, en hy was ontsettend besig met alles wat hy sy hand op kon lê om dit te doen. Toe kom iemand eendag by hom en vra vir hom, John, hoe kry jy dit reg om al hierdie dinge wat jy doen met sukses, al hierdie verantwoordelikhede met sukses na te kom? Hoe kry jy dit reg? Wat is die wenresep vir jou om dit te kan doen? En hy sê, ek het 'n besluit geneem. En hierdie besluit is, en die besluit wat ek geneem het is, ek wil eers doen wat die Here behaag. Ek wil dit eers doen. En ek wil ophou met al die klein dingetjies wat my so besig hou en my verhinder om gehoorsaam aan die woord van die Here te wees. En dit is vanmôre ook wat ons met u wil deel. Eerste dinge eerste. Die Bergpredikasie is 'n wonderlike boek, wonderlike geskrif, kennis, lering, waarin ons kan lees wat die Here vir ons sê, waaroor ons nie moet kwel nie, wat ons moet doen, hoe ons ywerig moet wees in sy saak, hoe ons heilig en toegewyd moet lewe, hoe dat ons prioriteite agter mekaar moet kry. Hou op om groot dinge, geestelike dinge te verwaarloos. Dis al hierdie dinge wat die Here Jesus in die Bergpredikasie vir ons as sy kinders lewe. Hy wil homself in ons lewens en deur sy werking en sy dade in ons lewens wil hy homself so openbaar dat ons lewens sal getuig van sy liefde. Ons lewens sal getuig van sy blydskap. Ons lewens sal getuig van sy geluk en sy vrede. As u nou die Bergpredikasie gaan lees, dan sal u al hierdie dinge wat ek nou sommer so aanhalend of opsommend aan u noem, sal u dit lees. En u sal meer lees oor hoe dit gedoen moet word. Die Here wil hê dat ons lewens so moet inrig dat hy verheerlik sal word.
hy verheerlik sal word. Hy wil hê ons moet ons prioriteite in hierdie lewe agter mekaar kry, reg kry. Ons moet ons begeerte in hom stel. En daarom is dit nodig om by byeenkomste soos hierdie, om bietjie stil te staan by die woord van die Here en te kyk, maar wat is die Bybelse beplanning? Wat sê die Bybel? Hoe moet ons lewens beplan? En wat is die wil van die Here vir ons lewens? En ons gaan nou vanmôre kyk, wat is die eerste dinge wat ons moet doen? Die eerste dinge wat ons moet doen in hierdie lewe, om hom welbehaaglik te kan wees, en dan ook om in ons eie lewens sy vreugde en sy blydskap, sy groei te kan ervaar, sodat ons vir hom getuies kan wees, terwyl ons nog in hierdie lewe is. Ek wil weer vir u sê, ek het dit al 'n paar keer van hierdie kansel af vir u gesê, dat die Here wil ons gebruik. Daar is mense waar ons bevind, wat hy deur ons wil bereik. Daar is 'n werk, daar is 'n taak, daar is 'n boodskap by wat mense moet hoor deur ons. Daarom beweeg elkeen van ons afsonderlik waar ons beweeg. Dis nie toevallig nie, dis in God se raadsplan. Hy wil dit so. Daarom vanmôre gaan ons kyk, wat is die eerste dinge, wat ons moet doen om daar waar ons beweeg, die wil van God, die liefde van God, en die werking van hom, sy begeerte, met ander mense te kan deel. Nou die eerste, waarna ons gaan kyk, in die saak van eerste dinge is, soek eers die koninkryk van God. Nou wil ek net voordat ek verder gaan vir u sê gou, wat beteken die woord eerste? Nou hy het verskillende betekens, heel voor die hoogste in 'n reeks of posisie, waarmee begin gemaak moet word. Die vernaamste van die hoogste gehalte. En dit is waarop ons vanmôre gaan fokus. Die grondbetekenis van hierdie woord eerste, die vernaamste van die hoogste gehalte. So as ons praat van eerste dinge eerste, of soek eers die koninkryk van God, dan is dit die vernaamste van die hoogste, met ander woorde, die beste kwaliteit en gehalte. Soek eers die koninkryk van God. Matteus 6:33, ons teks van oordenking sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou, u weet, liewe broer en suster, in hierdie lewe bekommer ons as mense ons ontsettend oor baie dinge, oor allerhande dinge. Ons bekommer ons oor waar gaan ons geld kry, waar gaan ons kos en klere kry, hoe gaan ek, al hierdie dinge wat my siel laat skade ly, dis dinge waaroor ons bekommer. Terwyl God sê, soek eers die koninkryk van God. Maak eers seker in jou lewe, hoe staan jou saak met die Here? Of jy 'n kind van hom is, en of jy op die plek in jou geestelike lewe is waar hy jou wil hê, om eers daarvan seker te maak. Seker te maak dat hy is tevrede met my lewe. Nie wat ek dink nie, wat sê die Bybel? Eerste dinge eerste, soek eers die koninkryk van God. Dan sal jy ervaar, jy getuig van sy liefde. Dan sal jy ervaar, dat daar is nie 'n skeidsmuur tussen jou en hom, wat jou verhouding met hom betref nie.
dan sal jy ervaar, julle is een in gemeenskap. Soek eers. En jy weet, liewe kind van die Here, nou dis tipies maar mens om bekommerd te wees oor al hierdie tydelike dinge. Ons neem ons voor, ons gaan nie daaroor bekommer, ons gaan ons nie daaroor bekommer nie. Maar as ons kry, dan bekommer ons oor hierdie aardse dinge. Dis tipies. Maar ek wil vanmôre met die Here se genade aan u 'n waarheid deel, waaraan ek en u nie net aan onsself verskuldig is nie, maar dat ons ook dit verskuldig is aan die mense waar die Here ons gesaai het, waar ons beweeg. As ons die koninkryk van God soek in ons lewens, dan sê die woord van die Here in dieselfde teksgedeelte waar ek nou opgehou het om te lees, sê hy dan hierdie woorde: soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hoor nou, dan en al hierdie dinge, die voorafgaande dinge, waaroor ons bekommerd, waaroor ons stry en wat ons begeer het, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor die dag van môre nie. Liewe kind van die Here, ons is dit nie net aan die Here verskuldig om hom eers te stel, en eers te soek in ons lewens nie, eers die koninkryk van God te soek nie, maar ons is dit ook aan mekaar, aan myself, aan mekaar verskuldig, waar ek beweeg, waar die Here my gesaai het, want daar sal ek dan 'n kanaal vir hom kan wees, om met mense te deel, en met mense te praat. Daar sal ek mense kan teenoor hulle getuig, van 'n lewe van geluk en blydskap, omdat my prioriteite, my geestelike prioriteite reg is. Soek eers die koninkryk van God. Die tweede wat ons na gaan kyk in die woord van die Here, as ons kyk na eerste dinge, eerste is, versoen jou eers met jou broer en met jou suster. Hoor wat sê Matteus 5:23 en 24. As jy, let nou mooi op na die woorde, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daarby val dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. As jy weet, daar's iemand wat iets teen jou het, iemand wat ongelukkig is oor iets in jou lewe, nie jy teen hom nie, hy teen jou, dan sê die woord van die Here, dan moet jy net hier jou gawes hier laat, en jy moet jou eers gaan versoen met jou broer en jou suster. Jy moet jou eers gaan versoen met die persoon wat jy weet, wat iets teen jou het. En dit is duidelik, dat dit die wil van die Here is, wat hy wil hê, sy kinders primêr onder mekaar, hoe ons onder mekaar moet handel, en met mekaar moet lewe. Ek moet gaan. En die gesindheid moet nie wees, soos ek baie keer in my bediening gehoor het, dat mense sê, nee, ek sal wag tot hy kom. Hy moet eers, of sy moet eers. Ek sal wag. Die woord van die Here sê, jy moet gaan. Liewe kind van die Here, as jy vanmôre bewus is, en jy weet wat so wonderlik is, ons het nie nodig om hierdie krap soekende lewe te leef. Here, wys my, wat is dit wat my pla? Wys my, Here. Die Heilige Gees is so getrou, as ek met hom wandel, en as ek sy koninkryk soek, sal hy my leer, want dit is sy woord. Sy woord sê dit. En jy sal weet, as iemand iets
teen jou het. Geregverdig of ongeregverdig. As jy weet daar is 'n konflik of daar is 'n probleem, dan moet jy die saak gaan regmaak, gaan restituisie doen, gaan verskoning maak, verskoning aanbied, gaan versoen jou met jou broer en jou suster. Gaan versoen jou. Dit is die eerste wat kinders van die Here onder mekaar moet doen. En jy weet wat, liewe kind van die Here, as ek die koninkryk van God in my lewe soek, sal dit die begeerte in my hart werk om dit te doen. Dan gaan dit nie oor die stryd van die vlees. Nee, maar ek is daarom nie so skuldig nie. Nee, hy moet dan of sy moet dan ook, hoe dit ook al sy, wat die konflik ook al mag wees. Hoe gering ook al. Die woord sê as dit jou byval, iemand het iets teen jou, dan moet jy gaan regmaak. Dit beteken dat alles wat jy doen vir die Here, om loof en prys, jou gawe gee, moet jy laat staan. En gaan versoen jou met jou broer en jou suster. En jy weet, liewe kind van die Here, wat so wonderlik is van dit, dat as ek my met my broer versoen, en ek maak my saak met my broer reg, en my broer met my, en ons onder mekaar, ons in hierdie klein gemeenskapie, in hierdie gemeente, as kinders van die Here, indien die Here my wys, daar's iets, en ek gemaak dit reg, dan sê die woord van die Here hierdie kosbare woorde, in Johannes 13 vers 35, almal, die wêreld, die ongereddes, my broer en my suster, sal weet, dat ek 'n disipel van Jesus is. Hulle sal weet. Waarom sal hulle weet? Die liefde, die deernis, die respek, wat julle onder mekaar het, en die gesamentlike fokus, om God te verheerlik, en om hom te dien. Daarom die belangrikste prioriteite in 'n lewe van 'n kind van die Here is, eerstens, soek die koninkryk van God. Tweedens, versoen jou met jou broer. Versoen jou met jou broer of jou suster, soos die Here op jou hart lê. Die derde in hierdie prioriteitsamestelling, haal eers die balk uit jou oog uit. Matteus 7 vers 5 sê, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Nou let op die woorde wat die Here Jesus hier gebruik. Haal eers die balk, dan sal jy sien die splinter. Nou wat een sou u nou sê is die kleinste? Die splinter. Maar wat is ons so geneig om te doen? Ons sien alles in mekaar se lewens wat verkeerd is, wat my irriteer, waarvan ek nie hou nie. Ons sien alles in mekaar se lewens, maar ek kyk verby my lewe. En daarom as ek die koninkryk van God soek, en dit is my begeerte om my te versoen met my broer en suster, sal ek eers hand in boesem steek, en die Here toelaat om in my en deur my te werk, voordat ek kan vinger wys na enige iemand anders, voordat ek enige iemand anders se lewe, se geestelike lewe, se fisiese lewe, se sekulêre lewe, wat dit ook al mag wees, sal beoordeel en veroordeel en bespreek. Wys my lewe, Here, soos u dit sien. Voordat ek foute en verkeerde dinge in 'n ander se lewe sal sien, of kan sien, moet ek eers my lewe onder die soeklig van die hemel plaas. Dis verskriklik maklik. En dit lyk baie keer asof ons dit verskriklik geniet, as ons so rondloop en met mekaar praat ook nogal.
oor ander, die foute in ander se lewens. In plaas van dat ons in ons binnekamer moet gaan en ons besig moet hou met ons eie lewens. Die Here sê vir ons, haal eers die balk uit jou oog uit. Haal eers die balk uit jou oog uit. En ek wil vanmôre vir u sê, uit ondervinding in my eie lewe, en ook ondervinding by baie mense met wie ons al gepraat het oor hierdie saak, jy kom in hierdie lewe nooit op 'n plek. Jy sal nooit in hierdie lewe op 'n plek kom, waar jy heilig, sondeloos, volmaak is nie. Jy sal altyd, as jy nie teenwoordigheid van die Here kom, en sy koninkryk in jou lewe soek, sal jy in sy lig sien, dinge wat hom nie behaag nie. En jy sal besig raak met die balk in jou oog. Nie andersins nie. En daarom, dit is wat die Here vir ons vra. Kry jou lewe volkome met hom. Kry jou lewe volkome met hom. Dan kan jy eers begin praat oor ander mense. En ek wil nou weer vir u sê, as die Here met ons besig is, ons is so in hierdie sondige lewe, as jy die Here toelaat om met jou besig te raak, sal jy nooit op 'n plek kom, waar jy tyd het om te praat oor ander mense nie. Maar hoor wat sê die woord in Job 42 vers 7, dat toe Job verander, toe Job sy gesindheid verander, toe verander sy vriende. So wat's die kans dat die mense wat vanmôre met my stryd het, dat ek die oorsaak is daarvan? En daarom is dit belangrik dat ek die Here se wil, sodat hy my kan verander, en dan sal my lot verander. Job 42 vers 10. Toe verander die lot van Job. So liewe kind van die Here, laat ons vanmôre in hierdie prioriteitslys kennis neem van eerste dinge eerste. En laat ons die Here vra om genade en wysheid om vir ons te help, dat ons hierop sal fokus. Die vierde in die lys wat ons eerste moet doen is, bid eers verander. Bid eers verander. 1 Timoteus 2 vers 1 sê, in die eerste plek, vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge, gedoen moet word vir alle mense. Bid vir ander mense. Bid vir ander mense. Ons voorbidding moenie net bestaan uit, vir my Here, gee vir my nie. Ons voorbidding moet ook bestaan, waar ek bid vir ander mense. Vir hulle redding van hulle siele. Ons kan nie mense red nie. Maar Here, ek bid dat u deur die stem van die natuur, en die stem van omstandighede, en die stem van gewete, die stem van u woord, die stem van dit alles wat in die wêreld aan die gang is, met mense sal praat. Ek bid, Here, vir mense, dat hulle waarlik u wil en begeerte sal soek. Ek bid vir die redding van siele. Ek bid vir die redding van siele, vir behoeftes wat mense mag hê. God gaan verder as hy sê, in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Gebede kan sake verander. Daar is krag in gebede.
dit sal nie net my lewe in 'n regte verhouding kry met die Here nie, maar ook my lewe in 'n regte verhouding kry met my broer en suster. En dit kan weer daartoe uitkring, dat hulle lewens reg kry met God, en met hulle naaste, en so kring dit uit. Die Here wil hê, dat ons eerste moet bid, vir ander, vir hulle behoeftes. Dan sal ons ervaar 'n rustige en stil lewe. Wat byvoorbeeld vir ons regering. Die woord sê, ons moet vir hulle bid. Die woord sê so. Want die woord sê, as jy vir hulle bid, sal jy 'n rustige lewe hê. Daarom moet ons bid dat die Here hulle siele red, dat hulle sal insien, hulle gaan rekenskap gee. Ons moet bid vir die dinge wat in die wêreld aan die gang is, dat die Here dit kan gebruik, dat mense sal insien hoe naby sy koms is. Bid vir ander. Ek weet ons kom op Sondagoggende, Sondaande, Woensdae, kom ons op na bidure toe, na dienste toe. En toe ek nou so 'n bietjie voorberei en ek dink net so oor alles, toe wonder ek, kom dit in my gedagtes op. Ek wonder hoeveel van ons bid baie ernstig vir die dienste. Here, dat U deur U woord ons gemeente sal versterk. Dat ons gemeente, hier waar U ons gesaai het, dat ons in ons gemeente vir U 'n ligdraer sal wees. Ons bid vir U woord. Ons bid vir die verkondiging van U woord. Here, dankie dat ek kan bid, dat ek my prioriteite reg sal kry voor U. Die 5de wat eerste gestel moet word in ons lewens is, vereer God eerste uit jou besittings. Vereer God eerste uit jou besittings. Spreuke 3 vers 9, vereer die Here uit jou goed, en uit die eersteling van al jou inkomste. Vereer die Here. Vereer die Here. Hy moet die beste kry, ook wat my besittings betref. Hy het beloof, dat as ek hom eerste die beste gee, hy vir my sal sorg. Spreuke 3 vers 10. Ek lees 9 saam. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste, dan vers 10. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Die gee van tiende. Die gee van tiende. Die eersteling van my inkomste. As jy die Bybel mooi lees waar hy praat oor dit, dan sal u agterkom dat die eersteling of die tiende van my inkomste syne is. Syne is. En daarom is dit my verantwoordelikheid om dit vir hom te gee. Nou ek weet ook, ek het ook ondervinding om 'n lysie te maak van inkomste en uitgawe. Ek weet ook. En in baie van hierdie gevalle, as jy wel heel eerste jou tiende stel, die eersteling van jou inkomste stel, dan kom jy hier onder uit, dan klop hy nie. En wat doen ons dan? Dan begin ons hierdie kant aftrek. Hierdie kant aftrek. En ek wil vanmôre vir u sê, in die gesag van die woord van die Here, uit ondervinding in my eie lewe en met baie mense met wie ons al oor hierdie saak gepraat het. As jy gee, sal die Here gee. Spreuke 11 vers 24, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry.
nog meer kry. Liewe broer en suster, kan u hoor, as ons nie eerste dinge eers stel, wat hierdie saak betref in ons lewens nie, dan benadeel ons onsself. Onsself. Maleagi 3 vers 10 sê, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En hoor nou hierdie woorde. En beproef my. Tog hierin sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. En onthou nou, dis nou nie 'n kwessie van hier, nou moet ons die Here beproef nie. Goed Here, ek sal nou die einde van die maand, sal ek my volle 10de bring, en my balansstaat klop nou nie, maar ek sal my 10de bring, want nou wil ek bietjie kyk wat doen u. Ek is nou nuuskierig om te sien, hoe dat u vir my gaan sorg. Dis ook nie die korrekte gesindheid nie. Die gesindheid is, Here, ek soek u koninkryk vir my lewe. Ek soek u koninkryk. Ek soek u begeerte vir my lewe. Ek soek u seën op my lewe. Op my lewe. En daarom wil ek u woord gehoorsaam. U woord. En 'n ander fout wat baie keer gemaak word deur kinders van die Here, is om nou te dink dat as ek my 10de bring, dan wil ek eers weet wat die kerkraad daarmee gaan doen. En hoe hulle dit gaan spandeer. Want ek wil goedkeuring gee. As ek dit by daai deur in die sakkie gooi, is dit die Here se. Hulle gaan teen die Here rekenskap gee. As hulle daai 10de van jou en my nie aanwend tot eer van die Here nie, sal hulle voor die Here gaan rekenskap gee. Maar dis my en u verantwoordelikheid, dis die kind van die Here se verantwoordelikheid, om eerste dinge eerste te stel, en dit is om die eersteling van my inkomste vir hom te gee. Vir hom te gee. En dan het ek die versekering in sy woord, hy sal vir my sorg. Hy sal vir my sorg. En ek wil net weer vir julle sê, voor ek na die volgende een toe gaan, weer eens uit ondervinding uit, en met baie mense wat ek al oor hierdie saak gepraat het, is een van die aspekte wat die vyand dit vir ons baie moeilik, of vir die kinders van die Here baie moeilik maak. Want nou wil hulle redeneer, en hulle wil eers hier, en hulle wil eers daar, en hulle wil eers so, en hulle wil eers dat. Soek eers die koninkryk. Soek eers die koninkryk. Die laaste waarna ons gaan kyk, gee jouself. Nou ons het begin by, soek eers die koninkryk van God. En ons sluit af met, gee jouself eers aan die Here. 2 Korintiërs 8 vers 5. En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het homself eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Ons moet ons lewens geheel en al aan hom oorgee. Aan hom oorgee. Ons liggame. Onthou ons het ons nou laas Sondag of die Sondag voor dit het ons gepraat van eerste ding, nee, nou die tema my skielik ontgaan, maar gepraat van om my liggaam vir hom te gee. My liggaam vir hom te gee, sodat hy in my en deur my kan werk. In my en deur my kan werk. Die volle bestuur. Elke faset. Niks terughou. Niks terughou. My liggaam moet geheel en al, my wil en begeerte geheel en al aan hom geoffer wees. Ek moet hom ten volle vertrou vir sy werking, vir sy diensbaarheid in my lewe. En dan sal ek ervaar, ek kyk neer uit die hemel op my lewe, en 'n glimlag op sy gesig. Mooi so my kind. Mooi so my kind.
Dink maar net die wonderlike ondervinding wat 'n kind van die Here sal ervaar as die wegraping sou plaasvind en ons verskyn voor die regterstoel waar ons gaan beloon word vir wat ons gedoen het in hierdie lewe. En ek het my lewe aan hom oorgegee, eerste dinge eerste, en ek verskyn voor hom, en ek kyk in sy oë. Nou ken ons ten dele. En ek kyk in sy oë, en ek sien ten volle die prys wat hy vir my betaal het. En ek sien sy genade in my lewe, omdat ek gehoorsaam aan sy woord my aan hom oorgegee het. Eerste dinge eerste gestel het. En hy glimlag, en hy kyk in my oë, en hy sê vir my, mooi so. My tong is vanmôre te kort, om aan u te beskryf, die wonderlike vreugde en blydskap, so 'n kind van die Here sal ervaar. Wonderlik, mooi so. Dit gaan 'n wonderlike, heugelike tyding wees. Omdat ek my gehoorsaam oorgegee het aan sy woord en gedoen het, eerste dinge eerste, met die doel om hom te behaag. Nie myself nie, nie voordeel soek vir myself nie, maar vir hom. So liewe kind van die Here, dit is die woord van die Here vir ons vanmôre. Eerste dinge eerste. Soek eers die koninkryk van God. Versoen jou eers met jou broer en jou suster. Haal eers die balk uit jou oog uit. Bid eers vir ander. Vereer die Here eerste uit jou besittings. En dan gee jouself eers aan die Here oor. En dan sal ons beleef en ervaar Godgewerkte blydskap en vrede, wat my verstand, my gevoel en my wil te bowe sal gaan en my sal inspireer dat ons liefde onder mekaar kan bewys. En dit sal ander trek om te kom kyk. Maar wat gaan in daardie gebouetjie aan? Dat daardie mense so vol liefde en blydskap is. En hulle sal die begeerte ervaar om ook dit te wil ervaar wat ons ervaar as ons gehoorsaam aan die woord van die Here. Hy gee genade. Amen. Ons dankie vir u woord, liewe Here. En ons wil nou weer maar vir u vra, nie omdat dit 'n mag van gewoonte is nie, maar juis 'n belydenis dat ons uit onsself uit niks goeds kan doen nie. Ons kan u woord uit onsself uit nie eens verstaan en daaraan gehoorsaam nie. En daarom vra ons asseblief dat u hierdie woord vir ons genadig sal wees, dat ons dit in ons harte sal bære, dat ons hierdie woord sal oordink, dat ons die koste sal bereken, dat ons dit sal bepeins, dat ons eerste dinge eerste sal doen, sodat ons kan ervaar en beleef u wonderlike liefde en genade. Seën ons nou as ons vandag, hou ons asseblief in die holte van u hand, en as dit u wil is en ons kom weer hier by mekaar op u bestemde tyd, dat ons net teenoor mekaar sal kan getuig van die wonderlike vrug deur gehoorsaam te wees aan u woord. Amen. Ons sluit af, dan gaan ons staande saam sing, soek allereers die koninkryk van God. Ons staan asseblief op die noot en dan sing ons dit tot eer van die Here. Vereniging
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.